Hallo mense, is Japie hierso. Ek wil Matteus deurgaan en kyk na rasvermenging en 'n paar ander onderwerpe ook aanraak. So kom ons lees gou deur wat ek gekry het. Ek lees uit dis nou wat ek gekry het uit die boek van Anointed Standard Translation, dis hierdie ene. Dis hoe I like, hoe ek hulle. The New Testament Anointed Standard Translation. Second edition is hierdie Bybel. So dis 'n Bybel, maar jy kry hom nie meer te koop nie. Hulle blok sy verkope. En die rede is dat hy praat oor waar die Bybel eintlik sê rasvermenging, sit hy dit in. Hulle draai nie doekies om nie. Hulle sit in wat daar moet wees. En jy kan hierdie Bybel aflaai van die internet af by archive.org, ja. Maar in my land moet mense VPN gebruik, hulle blok hom. Maar daardie Bybel kan jy kry op archive. En daar kan jy hom aflaai as jy wil. Dus al jy hom in die hande gaan kry, jy gaan hom nie te koop kry nie, is onmoontlik. In elk geval, dis waar ek kyk en waaruit ek die verse kry. Do not think that I came to annul the law of the prophets, or the prophets. I did not come to annul, but to fulfill. Hierdie woord fulfill beteken ook accomplish and do. So hy het gekom om dit te doen wat van hom gesê word in die wet en profete. Hy het nie gekom om weg te doen daarmee nie. For truly I say to you, until the heavens and earth pass away, in no way will one iota or one point pass away from the law until all things occur. So ons sien ook dat dit sluit nie net in wat oor sy lewe gaan nie in die wet, maar dat die hele wet is geldig, terwyl die hemel en die aarde bestaan. Nou die hemele in die Bybel is die koepel wat oor ons is. Dit is nie iets anders nie. Dit is wat die Bybel dit noem. Die Bybel noem die koepel oor ons koppe hemel. En dis waarna Joshua verwys, daar die koepel oor ons en die grond onder ons, terwyl dit daar is, geld Jahwe se wette. So, die grond onder jou voete wys jou dat die wet nog geldig is. Die koepel bo ons koppe wys ons die wet is nog geldig. En so, jy kan nie nou net gaan sê die wet is nou weggedoen meer nie. Hier het Joshua ons nou vir jou gesê in Matteus 5 vers 18, dit is geldig. Totdat hierdie aarde vernuwe word, totdat Jahwe 'n nuwe hemel en aarde maak. En dit het natuurlik nog nie gebeur nie. Whoever then relaxes the least one of these commandments and teaches men so, he will be called the least in the government of the heavens. Nou party mense dink as hy sê least, they will be called least in the kingdom of heaven. Dan dink hulle, hulle is nog gered, hulle word net die minste genoem. Dis nie te bad nie, ten minste het hulle dit gemaak. Maar julle sal sien verder in hierdie verse dat dit is nie wat dit beteken nie. But whoever does and teaches them, this one will be called great in the kingdom of heaven. For I say to you, if your justice will not exceed the scribes and the Pharisees, in no way will you go into the government of the heavens. Hier sê dit vir jou. As julle regverdigheid nie groter is as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, dan gaan julle hel toe, dan gaan julle nie hemel toe nie. Nou, hy verwys na hulle, want hulle het die wet geleer vir die mense, maar hulle het dit nie self geonderhou nie. So hulle val onder hierdie groep, eerste groep, the least. Dis hulle is die minste. En waar eindig die minste op? Hulle eindig op in hel, nie in die hemel nie. So die wat hulle die minste noem in die hemel, is nie hulle self nie. Dis ander mense wat die hemel toe gegaan het, wat hulle die minste noem, wat hel toe gegaan het. Vers 27, you have heard that it was said to the ancients, you will not mongrelize or corrupt the seed line. Hier sê Joshua reguit vir jou in vers 27 van Matteus 5, dat die oorspronklike tekste sê vir ons, jy moet nie meng met ander nasies nie. Dit is wat daar gestaan het, hulle die Bybels verander mense, hulle die woorde verander, hulle wil hê jy moet meng met die ander nasies, dis Lucifer se plan. Hy wil jou
kragteloos maak en jou afstammelinge kragteloos maak deur vermenging. Moet dit nie doen nie. You have heard that it was said to the ancients, you will not mongrelize or corrupt the seed line. En ek dink dit kan ook verwys oorspronklik na die Israel by die berg Sinai. Die ancients is ons voorvaders. But I say to you, everyone looking at a woman to lust after her already corrupted his seed line in his heart. Nou, die hierdie korrupsie, wat hy nou verwys, dink ek is dieper as net fisiese vermenging met ander rasse. Dit het ook te doen met lust, en dan jy korrupt jou eie hart en jou wese deur jou begeertes. Al het jy nie die fisiese aksie gedoen nie, lust destrooi jou ook, en is ook soos 'n vermenging. Want hierdie woord vermenging beteken ook, mongrelization is ook corruption, is ook om corrupt te wees. So mens kan corrupt wees ook in jou hart, en mongrelization soos in geeste van last en so aan wat jou dan tuister, dan basically corrupt word jy meer en meer corrupt. En ek het al gesien dat dit kan gebeur met mense, veral as hulle uit lust intiem is met ander mense en hulle mag dit nie gedoen het nie, en daarna kan jy sien, partykeer daardie persoon het verander. Skielik is daar soos 'n gees van last op hulle. En dit is hoekom is gevaarlik. Jy moet nie rondslaap nie, want daardie mense se geeste, hulle kan dalk bose geeste in hulle hê, en daardie geeste kan transfer na jou toe, as jy intiem is met mense voor die huwelik, as jy net rondslaap soos jy wil. Dit is baie gevaarlik en dit is 'n baie dom ding om te doen. Jy kan baie moeilikheid vir jouself maak daardeur. En ja, so jy kan nie net siektes transfer nie, maar jy kan ook geeste transfer. So dit is baie gevaarlik. It was also said, whoever puts away his wife, a woman, let him give her a bill of divorce. Nou hier in hierdie Bybel sê hy dit korrek, Matteus 5 vanaf vers 31. In julle Bybels sê dit verkeerd, hulle daai woord verkeerd vertaal. Hulle het gesê nie put away nie, hulle het gesê divorce in julle Bybels. En dis nie wat daar staan nie. En daarom dink mense, mens mag nie skei nie, want die Bybel sê jy mag nie skei nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. En die feit van die saak is, as Jehoshua hier gesê het, jy mag nie skei nie, dan het hy gesondig, en dan kon hy nie sterf vir jou lawlessness nie. Dan kon hy nie gesterf het vir jou sondes nie. Want as ons gaan lees in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4, hierso, law concerning divorce, hier sê Jehovah self, jy kan skei. Nou as Jehoshua nou kom en sê, nee, Jehovah was verkeerd, jy kan nie skei nie, dan het dan sondig hy mos, dan gaan hy teen die wet. En hy het gesê in Johannes 12 vers 50, en op ander plekke het hy gesê, dat hy al woorde wat hy spreek, is wat hy by die Vader gehoor het om te spreek. En dat Jehovah se gebooie is, bring verlossing. In elk geval, hier sê dit, it was also said, whoever puts away his woman, let him give her a bill of divorce. But I say to you, whoever puts away his woman, except for a matter of whoredom, make her corrupt the seed line. And whoever will marry the one put away corrupts the seed line. En ek dink weer eens, hierdie is meerendeels te doen met spirits of lust en so aan, wat kan rampant word as mense so net hulle vrouens laat gaan sonder om properly te skei. En dan kan dit veroorsaak dat daardie spirits moeilikheid maak in die mense se lewens en versprei. En dit is nie 'n goeie ding nie. Want dit is nie te sê hierdie mense gaan nou meng met ander rasse nie. Maar die probleem hierso, dink ek, sover ek weet, was dat die mans het die vrouens net laat gaan sonder sertifikate, want hulle wou nie betaal het, want ek dink hulle sou moes iets ekstra betaal het as hulle proper egskeiding gedoen het. Sou dit hulle meer gekos het, en om
dit te vermy het hulle net die vrouens laat gaan sonder om hulle 'n sertifikaat van egskeiding te gee. En Joshua het vir hulle gesê dit is sonde, hulle mag dit nie doen nie. So hy het nie vir hulle gesê jy mag nie skei nie. Hy het vir hulle gesê jy mag net, as jy die vrou laat gaan sonder 'n sertifikaat van egskeiding, moet dit alleenlik wees omdat sy oorspel gepleeg het. Vir geen ander rede nie. Net soos wat in die wet staan, hè? Joshua het maar net gesê wat in die wet staan. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, because it is a throne of Yahweh. Bo die koepel is Yahweh se koninkryk. As mens weet hoe die aarde gemaak is, of hoe hy lyk, dan maak dit Yahweh baie meer persoonlik. Want hy is nie deur ver in die hemelruim somewhere, in miljoene myl van ons af, hè. Hy is net bo ons koppe. Die Bybel sê sy voete rus op die koepel. En hy kyk af, en hy sien ons is so springkane hier op aarde. Dit is hoe dit fisies is. Yahweh kyk af deur die duim op ons, en hy sien hoe ons hier rondskarrel hier op die aarde. It's amazing, né? Om te dink, Yahweh is so naby. Hy is net hier bo ons, bo die koepel. En hy kyk vir ons, hy hou jou dop. En nor by the earth, because it is the footstool of his feet. Hier noem hy dit actually, nou wat ek nou net gesê het. But I say to you, do not swear at all, neither by the heavens, by die koepel, because it is the throne of Yahweh, want Yahweh se koninkryk is bo die koepel. En dan ook nie by die aarde nie, want Yahweh se voete rus op die koepel. Ja, en die aarde en die koepel is half een structure, kan jy sê. Maar die koepel rus op die aarde, dis seker maar wat dit bedoel. In elk geval, kom ons kyk. Hoofstuk 7 vers 13, enter in through the narrow gate, because wide is the gate and broad is the way leading away into destruction, and many are those entering it through it, because narrow is the gate and constricted is the way leading away into life, and few are those finding it. En dit sê maar net dat as mense nou pad stap wat die gebooie is, dan is die pad nou en min mense onderhou die gebooie. Is dit nie so, as jy nou om jou kyk, in die Christendom, hoeveel van die Christene onderhou die gebooie? Baie min, nee. Presies net soos wat hierdie vers vir jou sê. Joshua het geweet, dit gaan baie min wees. Dat baie min mense gaan sy vader se gebooie onderhou. En dis hoekom hy hierdie gesê, die paadjie is nou, wat na die ewige lewe lei. Want die mense wat op die breë pad stap, wat wetteloos leef, en hulle dink hulle het hulle ticket hemel toe. Hulle gaan nie hemel toe nie, hulle gaan hel toe. Want hulle is op die breë pad. Net diegene op die nou pad, wat die gebooie is, gaan hemel toe. En ek sê nie die gebooie red jou nie, maar sonder die gebooie kan jy nie gered word nie. Jy onderhou die gebooie, want jy wys jy is lief vir Yahweh, want jy wys jy is gered. Jy onderhou nie die gebooie om jou te red nie. Dis die verskil. Maar jy moet die gebooie onderhou om te wys jy is gered. Want dit is wat geloof beteken. Dit is 'n dade. Jou geloof is dade, want jy wys deur jou dade dat jy glo. Not everyone saying to me, Master, Master, will enter into the kingdom of heaven, but those doing the will of my Father in the heavens. En nou sê hy hierso volgende vers vir jou, wat is die Vader se wil? Many will say to me in that day, Master, did we not prophesy in your authority, cast out demons in your authority, perform many works of power in your authority? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, those working lawlessness. Julle wat wetteloos leef, julle gaan hel toe, dis wat hierdie vers sê. Maak nie saak of jy mense die doodheid opgewek het nie, nou maak nie saak of jy kan rondvlieg nie, so Superman nie, dit maak nie saak of jy blindes kan laat sien, en siekes genees, en enige wonderwerke kan verrig nie, dit gaan nie jou laat hemel toe gaan nie. Joshua sê vir jou prerequisite om hemel toe te gaan is om die gebooie te onderhou. Dit sê nie die ander dinge moet jy nie doen nie, dit moet hand in hand gaan met gebooie gehoorsaamheid. Dis wat hy sê. Hy sê dit help jy doen al hierdie ander dinge, maar jy wil nie jou hoogste gebooie gehoorsaam nie. Dan gaan jy nie hemel toe nie. Hierdie is harde woorde en dit is Joshua se teachings. En dis waar volgens jy moet leef. Nou as Paulus kom en vir jou sê jy moet iets anders doen, dan verwerp jy hom. Nee, want Paulus is 'n nobody. Paulus is soos ek en jy.
Hy's 'n mens soos ek en jy. Nou hoekom stel Christene Paulus bo Jehoshua, ons verlosser? Ek kan dit nie verstaan nie. Maar dis ook omdat mense soek daardie leraars wat vir hulle sê hulle kan leef soos hulle wil. Dis hoekom hulle Paulus aan Paulus se lippe hang. Maar as hulle Paulus verstaan het, dan sal hulle gesien het, hy het nie gesê hulle mag wetteloos leef nie. Maar hulle verdraai sy woorde, net soos wat ons lees in 2 Petrus 13, 2 Petrus 3 vers 15 tot 17. Do not go into the way of the nations, and do not enter into the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Hier alreeds sê Jehoshua vir die disippels, en hy het dit later weer gesê, dat hulle moet die evangelie gaan verkondig net aan Israel. Na hy opgevaar het, het hy ook vir hulle gesê, gaan verkondig die evangelie aan Israel. En dis hoekom hy vir hulle gesê het, kom by mekaar en wag vir die Jahwe se gees om uitgestort te word. Want hy het geweet, hulle sal moet leer, deur Jahwe se gees sou hulle die ander tale moes ontvang van hierdie nasies wat hulle moet aangaan verkondig. Hierdie Israel nasies se tale. Hulle sou dit eers moes ontvang het by Jahwe se gees, voordat hulle kon gaan na al hierdie Israel nasies om aan hulle te preek. And going on proclaiming, saying, the government of the heavens has drawn near. Jehoshua het disippels na Israel nasies toe gestuur. Dit is ook hoekom hulle eers, dit is net wat ek nou net vir julle gesê het. And whoever will not receive you, nor will hear your words, going out of that house or city, shake the dust off your feet. Truly I say to you, it will be more bearable to the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. But the enduring to the end, this one will be saved. Nou dink julle hierdie het al gebeur? Hierdie judgment, wat hy van praat, wat dit erger as sal wees vir hierdie mense wat hulle boodskap verwerp het. Ek glo dit het al gebeur, en dis wat ons sien, ek wys julle, wêreldwyd, actually sien ons, hier is net 'n paar van hierdie prentjies, maar ons sien daar is al so event gewees wat Petrus ook van praat, van die goed gesmeld het wêreldwyd. Kyk hierso, daar geboue wat smelt, daar, hierdie, daardie. Alles geboue gewees wat gesmeld het, daai is maar net 'n ekstra prentjie, interessante prentjie. Daardie kan jy sien dit is gesmeld. Anyway, dit is maar net 'n paar van hulle, ek het hoope van hulle, ek het baie ander prentjies ook, ek wou net 'n voorbeeld vir julle gegee het van wat ons sien wêreldwyd, van plekke wat gesmeld het wêreldwyd, en ek glo daardie oordeel wat Jehoshua van praat daarso, het al reeds gebeur, en ek dink dit het gebeur voor die 1000-jarige vrederyk, maar daar het ook groot goed gebeur na die 1000-jarige vrederyk, maar nie hierdie wat hy van praat van die plekke wat sal smelt, so Sodom en Gomorra nie, want Sodom en Gomorra het basically gesmelt. Hy het daardie goed wat, daai swaal en daai goed wat op hul gereën het was so warm dat daai plekke moes gesmelt het. En dis wat ons nou ook sien in wêreldwyd op dat geboue gesmelt het. En hier en daar sien jy stukkies van die gebou wat nie gesmelt het, en partykeer is dit al hoe jy weet, dit was 'n gebou. Want klein stukkies van dit het nie gesmeld nie. So daardie oordeel wat Jehoshua hiervan praat, het al gebeur. Daardie oordeel. But answering, hoofstuk 12, but answering he said to them, an evil race of mongrels seek a sign, and the sign will not be given it, except the sign of Jonah the prophet. But when the mongreled mentality, en dit is interessant as sê mentality, in die Bybel sê hulle mentality in plaas van gees. Kom ons lees soos julle Bybel sê, but when the mongreled spirit goes out from a man, he goes through dry places seeking rest, and does not find it. Ek wil net hier noem, hierdie mongreled mentality spirit, dis 'n interessante woord om te gebruik, en dis actually baie akkuraat, want die geeste wat die mense possess het, is die gevalle engele se kinders, wat dood is op aarde, en wat stak is op aarde, en dan possess hulle mense.
En hulle het hierdie mongrel gees. En hulle het hierdie mongrel desires in hulle ook gehad, want hulle het gemeng met mense en diere en alles. En dit dra hulle oor na die mense wat hulle possess ook. He goes through dry places seeking rest and does not find it. Then he says, I will return to my house from where I came, and coming he finds it standing empty, being swept and being decorated. Standing empty, want hierdie persoon het op 'n keer gekom daarna nie. Hulle het nie begeerte om Jahwe se gebooie te gehoorsaam nie, so dan ontvang hulle nie sy gees nie, so hulle is leeg van gees. So hulle kan dan net weer possess word deur geeste en hierdie keer dan deur baie meer geeste. For whoever does the will of my Father in heavens, that one is my brother, sister and mother. Daai is in geel gewees, so ek moes dit eintlik geskiep het. En dan 13 hierso. And he put another parable before them, saying, the government of the heavens is likened to a man sowing good seed in his fields. But while the men were sleeping, his enemies came and sowed darnel among the wheat and went away. And when the blade sprouted and produced fruit, then also appeared the darnel. And coming near, the slaves of the house owner said to him, Master, did you not sow good seed in the field? Hulle verwys hier na Jahwe wat Adam gemaak het, Adam. En hulle vra, het u nie Adam gemaak nie? Nou waar kom hierdie ander ras, hierdie ander groep mense vandaan? And then from where does it have the darnel? En dit verwys na die vermenging van Lucifer met Eva. Natuurlik, die kerke leer jy nie dit nie, maar as jy in die extra Bybelse boeke gaan lees, soos in die Maccabees, wat in die Bybel was, maar verwyder is, selfs daarin staan dit ook, in die Infancy Gospel noem het, dat Eva se sonde was, seks met Lucifer, of seks met 'n engel. Ek sê dit nou maar reguit hier, maar dit is wat gebeur het daar. Dis die verbode appel, vandag nog gebruik hulle daai analogy van 'n appel wat mens byt, die sonde is seks. Maar in elk geval, dis hoekom die strawwe wat Eva ontvang het te doen met childbearing. Dat sy gaan swaar kry as sy kinders kry, en dan sê Jahwe ook dat die kind wat uit daar gebore gaan word van hierdie gevalle engel, gaan in teenstrydig wees teen die wat gaan gebore word van Adam af, né? Tot die einde toe, hy sê dit is 'n profesie wat hy uitspreek. En dan sê hy ook dat Yahushua gaan hierdie slanggeslag wat uit Eva gebore is, hy gaan sy kop vermorsel. En daardie slang gaan hom aan die hakskeen byt. Dit is nie 'n fisiese slang, dit is 'n slang van die saad van die slang. Reptilian, ek kan seker maar sê reptilian saad, maar wat ook al. Dit is van die gevalle engel se saad, wat teenstrydig gaan wees teen die mensdom, teen Adam. En in die einde het Yahushua sy kop vermorsel. Hy het oorwin. Yahushua het oorwin en hy regeer nou, né? Maar dit het hom gekos, het sy lewe gekos op aarde, om dit te kon regkry. So die slang het hom aan die hakskeen gebyt. Hy het nie net ingestap en oorgevat nie. Hy moes sterf en gelei, hy moes ly en sterf vir dit, om dit te kon vermag. Maar dit is vervul daardie profesie wat Jahwe uitgespreek het, en duidelik volgens daardie profesie, en volgens die strawwe van Eva wat sy gekry het, wys dit vir ons dat haar sonde was seks gewees, dat haar Kain was van die serpent seed af, en ja, dis 'n hele ander teaching op sy eie hier. Ek gaan nie nou in detail daarop ingaan nie. Maar hierdie serpent seed is vandag nog teenwoordig om ons, en dis hoekom hierdie gelykenis sê vir jou, dat hulle lyk so baie soos ons, hulle lyk so baie soos Adam, dat jy kan nie 'n onderskeid sien as jy so vir hulle kyk jy. Maar binne hulle is die spirit en die desires van hulle vader Lucifer. En hulle is eintlik emosieloos. Ek wil altyd sê, ek dink hulle is ook sielloos, maar hulle gee voor dat hulle is iets wat hulle nie is nie. Maar dis hoekom Yahushua sê, dat hulle sou wag tot op 'n sekere punt, dat hulle almal gegroei het, en
Die wat van Adam af is, sal 'n goeie vrugte dra natuurlik. Net soos wat in Matteus 7 noem, van die boom wat die slegte vrugte dra, en dat 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Dit verwys na hierdie slanggeslag wat ek van praat. Die Kanaaniete se geslag, die Edomiete wat gemeng het, Esau wat gemeng het met die Kanaaniete, en toe was hulle ook deel van daardie slanggeslag. En so dit versprei, en dit is vandag nog hier. En die leiers van die wêreld, hulle almal is van hierdie slanggeslag. En dis hoekom hulle haat jou, hulle onderdruk jou, hulle maak wette wat teenstrydig is teen wat jy wil hê en wat regverdig is, want hulle is onregverdig, want hulle vader is onregverdig, Lucifer. In elk geval, dis 'n diep storie hierdie, en ek wil nie te diep ingaan met hierdie rabbit hole nou nie. Ons gaan verder, maar dis waar oor hierdie gelykenis gaan, en dis hoekom ek dit lees, dat hulle lykbaar soos ons, maar hulle is nie. Mense die sien deur die werke, hulle werke, kan jy sien, hulle is van die slanggeslag. En deur ons werke en hoe ons die gebooie onderhou en die vrugte van die Gees dra, wys ons dat ons is van Adam se geslag. En nog kyk ons hier. And he said to them, an enemy, a man, did this. Hy verwys na Lucifer. And the slaves said to him, do you desire then that going out we should gather them? And he said, no, lest collecting the darnel you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the next harvest. And in the time of that harvest I will say to the reapers, collect first the darnel and bind them into bundles to burn them, but the wheat bring together into my granary. Ja, dis hoekom ek daar gelees het, want net vir julle wys, hulle lyk soos ons, maar hulle is nie soos ons nie. Okay, hier het ek 'n quote ingesit. This people honor me with their lips, but their heart is far from me. But they worship me in vain, teaching for teachings the ordinances of men. Hy verwys hier ook na die Fariseërs, wat nie hulle hart was nie daarin om Jahwe se gebooie te gehoorsaam nie, maar hulle het hulle eie tradisies opgemaak, en dit wat hulle ook die mense geleer het om te doen, wat partykeer teenstrydig was met Jahwe se gebooie, want hulle was ook maar Edomiete gewees, van die slanggeslag, en dit is hoekom Johannes die Doper hulle ook brood of vipers noem, want hy het geweet van wie is hulle voorvaders. And then coming, his students said to him, you know that hearing the saying, the Pharisees were offended. But answering he said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Leave them, they are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a pit. Do you not yet perceive that everything entering into the mouth goes to the stomach, and it is thrown into a toilet? But the things coming... Nou, hierdie vers wil mense ook gebruik om te sê, jy mag varkvleis eet, maar hulle verstaan nie dat onrein diere was nie geconsider as kos nie. Joshua en die disciples en die Israeliete het nie gedink aan onrein diere as kos nie, so dit geld nie, dit tel nie, dit is nie kos nie. But the things coming forth from the mouth comes forth from the heart, and those makes the man common. For from the heart comes forth evil thoughts, murders, mongrelization, whoredom, thefts, lying, blasphemies. These are those that make the man common. But to eat with unwashed hands does not make the man common. Dit is nogal interessant, né? Hy sê, mongrelization maak 'n man common. For from the heart comes forth evil thoughts, murders, mongrelization, whoredom, en dit maak 'n mens common, né? Kom ons gaan na die volgende. Uitskielik na afgegaan. And I will give, this chapter 16, and I will give to you the keys of the government of the heavens, and whatever you bind on the earth will be, having been bound in the heavens, and whatever you loose on the earth will be, having been loosed in the heavens. Nou sê, ek wil daai vir julle gewys het hierso.
Dis presies hoe ek dit ook verstaan. Net soos hy dit hier sê, in the context of the Bible, binding and loosing refers to the authority given to certain individuals to declare what is permitted or forbidden according to Yahweh's will. So, dit is waaroor dit gaan, en dat om te bind is om to declare something lawless of unlawful, dat mense dit nie mag doen nie, en loosening is as jy sê iets is reg om te doen. It is lawful. En dis wat dit verwys glo ek ook, dat dit wat ons deur die Gees se leiding op die aarde bind, of sê dit is wetteloos, is wat Jahwe alreeds ge-establish het as wetteloos in die hemel. En dit wat hy in die hemel ge-establish het as wat ons moet doen, dit is ook wat ons op die aarde vir die mense sê, dat dit is reg om te doen. Want die Gees lei mens om te weet wat is reg en verkeerd ook. For what will a man be benefited if he should gain the whole world but forfeits his life? Or what will a man give as an exchange for his life? For the Son of Man is about to come in the reputation and glory of his Father with his messengers, and then he will reward each according to his works. Truly I say to you, there are some standing here who will in no way taste death, until they see the Son of Man coming in his kingdom. Hier sê hy reguit vir sy disippels, van hulle gaan nog lewe as hy terugkom op die wolke. En met sy tweede koms, gaan hulle hom sien kom. So, wanneer dink julle het dit dan gebeur? Want die mense van die Christene verwag om te kom enige tyd nou. Maar het hy dan vir sy disippels gesê, hulle gaan nog lewe as hy terugkom. So duidelik het dit in sy disippels se generasie gebeur. Of hy dan gelieg vir hulle. Dis een van die twee. Maar my ander punt ook hierso is, dat hy sê, as hy terugkom, kom hy saam met sy engele. Want party mense wil sê, maar hierdie verwys na toe hy verheerlikte liggaam ontvang het in die tuin, toe die 3 disippels saam met hom was, toe verskyn Elia en Moses aan hom, en dit is waarna hy verwys. Maar dit was daar engele daar gewees, want sy tweede koms, as hy sy glorie ontvang en sy glorie kom, gaan sy engele saam met hom kom. So duidelik is dit nie dieselfde ding nie. Hy verwys na sy tweede koms in daai vers. Hoofstuk 19, he said to them, Moses, in view of your hard-heartedness, allowed you to put away your women, but it was not so from the beginning. And I say to you that whoever puts away his women, if not for whoredom, and marries another, corrupts the seed line. Weer eens dieselfde as wat ons in hoofstuk 5 gelees het, maar hy gebruik die regte bewoording, put away, nie divorce nie, put away. Dis 2 verskillende goed. And behold, one coming near said to him, I teacher, Teacher, what good thing shall I do that I might have eternal life? And he said to him, why do you ask me concerning what is good? There is only one who is good, but if you desire to enter into life, keep the commandments. Hier sê Joshua reguit vir hom, as jy gered wil word, moet jy die gebooie onderhou. Nou mense, hoekom glo Christene nie om nie? Hulle glo Paulus, elke woord wat hy sê glo hulle. Maar Joshua, hulle scrutinize sy woorde eers baie goed en dan verwerp hulle die meeste daarvan. Hier sê hy vir hulle reguit, vir hierdie ou wat gered wil word. Hy sê, wat moet ek gedoen om gered te word? Dan sê Joshua vir hom, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. Dan he said to him, which? Nou vra hom, nou, wat is 'n gebooie? Dan sê Joshua vir hom, you will not murder, you will not mongrelize, you will not steal, you will not bear false witness. Waar staan hierdie? Hy verwys na die 10 gebooie hier. So hierdie vers sê Joshua vir jou, in die 10 gebooie het gestaan, you will not mix with other races. Dit was in die 10 gebooie gewees en hulle dit verander in jou Bybel. Want Lucifer wil hê jy moet meng met die nasies. Dis wat gestaan het in jou 10 gebooie oorspronklik mense. You will not mongrelize. Dis belangrik. Jy moenie meng met die ander rasse, ander nasies nie. Dis hoekom jy in Ezra en Nehemia lees dat toe die Israeliete weer die wet hoor vir die eerste keer,
toe laat gaan hulle vrouens en kinders van ander rasse. Want dis wat in die 10 gebooie gestaan het. Ezra en Nehemia het vir hulle hierdie 10 gebooie gelees en hulle het besef, ons mag nie getrou het met mense van ander nasies nie. En toe het hulle laat gaan. En ons lees ook in Nehemia dat hulle het hulle gesepareerd van die ander rasse om hulle, toe hulle hoor wat die wet sê. Toe het hulle afgesonder van die ander nasies. Apartheid is nie verkeerd nie. Jy moet apart wees van die ander nasies. Ek gaan hierdie weer lees, want ek gaan nou ook ander verse gee wat dieselfde sê. And Joshua said, you will not murder, you will not mongrelize, you will not steal, you will not bear false witness. So, dit is die 6de, die 7de gebod, die 8ste gebod, die 9de gebod. It's amazing, né? It's amazing. Hy sê selfs hierso vir jou, watter van die 10 gebooie was, you will not mongrelize. Dit was die 7de gebod. Want ons weet, as ons nou ons 10 gebooie lees, die 6de gebod is, jy mag nie moord pleeg nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag nie 'n valse getuie gee nie, wees nie. So die 7de gebod is, jy mag nie meng met ander rasse nie. Dan sê hy, honor your father and your mother, and you will love your neighbor as yourself. En dan sien ons in Jakobus, sy broer, Joshua se broer, 2 vers 11. For he who said, you will not mongrelize, also said, you will not murder. But if you do not mongrelize, but commit murder, you have become a transgressor of the law. Hier verwys hy weer eens na die 6de en die 7de gebod. En hy sê, jy mag dalk nie meng met ander rasse nie, maar as jy iemand doodmaak, dan het jy ook hier wet gebreek. En dan, in jou Bybel, klink dit meer soos wat hier staan. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Now, if you do commit adultery, but do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. Sien, dis wat het sê in jou Bybel. Hulle gebruik die woord adultery in plaas van mongrelization. Maar die oorspronklike wet sê, jy mag nie meng met die ander rasse nie. Dit sê nie adultery nie. Want die 10de gebod sê dan, jy mag nie adultery pleeg nie. Jy mag nie oorspel pleeg nie. Hoekom sou jou wat 2 keer in die 10 gebooie sê, jy mag nie oorspel pleeg nie? Hy kan nie mos in die 7de en in die 10de sê, jy mag nie oorspel pleeg nie. So duidelik was die 7de een anders as die 10de gebod. And everyone who left house or brother or sister or father or mother, or children or lands for the sake of my authority will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last and last first. Ek het 'n video hier oor van die dooies leef weer. Julle kan dit gaan kyk as julle wil. Dit word genoem ook in Openbaring 20, maar daar's baie verse wat hier oor praat. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar daar verduidelik ek hierdie vers wat sê, but many who are first will be last and last first. Dit is baie dieper as wat julle dink. So gaan kyk daar die video, en verstaan julle dit. En dan, as is amper klaar, the rest seizing his slaves, insulted and killed them. And hearing, the king became angry and sending his armies, destroyed those murderers and burnt their cities. Then he said to his slaves, indeed the wedding is ready, but those called are not worthy. Therefore, you go unto the exits of the roads, and as many as you find, call to the feast. And going on into the road, those slaves gathered all, as many as they found, both evil and good. And the wedding was filled with those reclining. And the king coming in to view those reclining, he saw there a man who was not dressed in a wedding garment. En in my video's van die doop, wys ek julle dat hierdie wedding garment verwys na doop. Dit is presies waarna dit verwys, en dit is wat Joshua sy disippels geleer het. So hier sê hy dat hierdie man het daar gesit, en hy was nie gedoop nie. And he said to him, friend, how did you enter here to not being baptized, not having a wedding garment? But he was silent. Then the king said to the servants, bind his feet and hands,
Take him away and throw him into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Daar gaan hy hel toe, want hy is nie gedoop nie. Markus 16:16 sê vir jou, wie glo in hom laat doop sal gered word. Petrus sê vir jou, now the antitype also saves us, baptism. Daar sê vir jou dat doop red jou. Fisies red jou, dit is waarna het verwys. Joshua sê vir Nicodemus, jy moet deur die water en gees gebore word weer. En ons weet vandag, as jy weergebore word, beteken dit, jy gee jou hart vir Joshua, en jy volg in sy voetspore. Maar Joshua sê, daardie wedergeboorte word beklink deur doop, en dan kry jy die gees. Deur water en gees. Daardie water verwys spesifiek na die doop. En ons sien dit in die Recognitions of Clement, waar Petrus dit vir ons verduidelik. In Recognitions of Clement verduidelik Petrus vir ons Joshua se leringe. En daar sê hy, dit is wat daar beteken, dit is wat dit beteken. En dit is ook waar ons lees, wat hierdie bruilof beteken, en die ou wat nie die huwelikskleed gedra het nie. En Petrus sê vir ons in Recognitions of Clement, dat daardie ou was nie gedoop nie. Dis hoekom hy hel toe gegaan het, want hy is nie gedoop nie. En daar lees ons ook, dat Matteus sê, jy gaan hel toe as jy nie gedoop is nie, Jakobus sê dit, en Petrus, in die Recognitions of Clement. Maar soos ek nou net vir julle verse gegee het, die Bybel sê dit ook. Markus 16:16 en Petrus, waar hy verwys na die doop, sê dit ook. Maar gaan kyk maar my video's oor die doop, as julle dit wil sien. Hoofstuk 23, Then Joshua spoke to the crowd and to his students, saying, on the seat of Moses sit the scribes and Pharisees, and all things then, whatever they tell you to keep and do. Hy verwys hier na Moses' stoel, want hy verwys na die gebooie wat Moses geskryf het. Nou die Fariseërs in die sinagoges het hulle gelees uit die gebooie, né? Hulle het gelees uit die Torah. Nou dis wat Joshua sê, hulle lees uit die Torah, maar hulle doen self nie die Torah nie, hulle onderhou nie die Torah nie, hulle is hypocrites. All things then, whatever they tell you to keep and do. So Joshua sê hierso vir jou, jy moet die gebooie onderhou. Wat die Fariseërs, die mense gelees het in die sinagoges, die Torah, die wet, hy sê jy moet dit onderhou. But do not do after their works, for they say and they do not do. En dan sê hy, maar hulle onderhou nie die gebooie nie, so moenie doen wat hulle doen nie. So hy sê eintlik, hulle het wetteloos geleef, so jy moet nie ook wetteloos leef nie. Doen wat hulle vir jou lees uit die geskrifte, uit die wet, gaan doen dit, maar moenie soos hulle wetteloos leef nie. That the outside of them may also become pure. Ek weet nie hoe kom hierdie hier nie, het moet nie hier wees nie, okay, do not do. Now verse 27, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, because you are like whitewashed graves, who outwardly indeed appear beautiful, but within are full of the bones of the dead and of all mongrelization. En natuurlijk fisies was hulle ook mongrelized, want hulle was 'n mengsel van Lucifer se saad en Adam. Want hulle is ons afgestam van Esau, né? En Esau het gemeng met Canaan, en Canaan kom van Kain af. Therefore, behold, I send to you prophets and wise ones and scribes, and of them you will kill and crucify, and of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. So upon you comes all the just blood being poured out on the earth, from the blood of the just Abel. Hoekom Abel? Want Kain het hom doodgemaak. Van wie af kom Kain? Van Lucifer af. Hy is van Lucifer se saad af. En so van Abel se bloed af, omdat hulle afstammelinge is van Kain, sal al hierdie regverdige bloed ook op hulle gekom het, né? Die Fariseërs en die skrifgeleerdes. To the blood of Zechariah, son of Barachia, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come on this race. Daar sê hy ook vir daardie priesters, hierdie judgment wat ek nou uitspreek hierso gaan in julle generasie plaasvind, dit gaan in julle generasie gebeur. En nou wanneer het dit gebeur? 70 na Christus. Toe is al hierdie priesters doodgemaak. Met die vernietiging van Jerusalem en die tempel is hulle almal doodgemaak.
toe is dit vervul wat Joshua gesê het. En dit is ook toe hy teruggekom het met sy tweede koms. Want hy het vir Kajafas die hoofpriester gesê, hy gaan hom sien terugkom op die wolke. In elk geval, dit is wat ek wel gelees het hierso. Dit was nogal 'n lang video hierdie. Ja, wel geniet julle dag en ek hoop julle het iets hieruit ontvang. My volgende video, voor ek dit toemaak, ek wil 'n bietjie kyk na die nog bewyse en foto's van 1000-jarige vrederyk en bewyse dat dit verby is en na van die uitvindsels van daardie tyd en van die geboue van daardie tyd, soos hierdie sulke uitvindsels, soos hierdie wat nou nie wil oopmaak hier, soos daai en daai. En ja, en dan dit gaan maar die volgende video wees, so dit gaan weer soos 'n 1000-jarige vrederyk video wees om vir julle te wys die bewyse dat dit al gebeur het. En ja, geniet julle dag verder. Groete, bye.